Ons gaan nie nou al gelukwense uitstuur nie. U kan dit self doen. Woensdag kan u hom pla met die telefoon en ook moontlik bietjie gaan kuier daar by hulle. Maar dan ook die 27ste bereik hy en het hy 'n mylpaal. Hulle is dan 21 jaar getroud. Dan raak hulle mondig. So ons wil daaroor ook vir hulle gelukwense uitstuur. En u sal wel in die week 'n kennisgewing kry op die telefoon vir ietsie wat ons gaan beplan volgende Sondag. Ons wydingslied nou is Gesang 93. Gesang 93 gaan ons staande met mekaar saam sing en ek vra maar net dat u na die erediens net weer u plekke vir 'n klein rukkie sal inneem sodat ons die afkondigings kan behandel en ons sing dan nou ons wydingslied Gesang 93, die eerste en die tweede vers. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus onze Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, besef ons hoe wonderlik dit is dat ons so pas in die seëngroet van die Here hier in sy huis ingenooi is. En ons kan nou sing en vir die Here dankie sê daarvoor. En dit is hoekom ons Psalm 116 saam sing. Psalm 116 en ons gaan sing vers 1, vers 7 en vers 10. Hoekom wil ons vir die Here dankie sê? Vers 1 sê, ek het U, God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehaag. Ek roep hom aan in al my lewensdae. Hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. Kom ons sing vers 1, 7 en 10 tot eer van die Here saam.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, u kan solank Gesang 66 opsoek. Ons gaan vers 1 sing nadat ons na die wet van die Here geluister het, en vers 3 nadat ons ons geloof bely het. Liewe gemeente, terwyl u Gesang 66 opsoek, van kleins af word ons geleer dat ons na die wet van die Here moet luister en ons moet doen wat die Here van ons vra. Maar dan sê ons mekaar in dieselfde asem, ons kan nie die wet ten volle onderhou nie, want selfs ons beste dade is met sonde bevlek. Nou die vraag, is God dus onregverdig om van ons te verwag om die wet te onderhou? Kom ons begin om vir mekaar te vra. As die Here sy wet bekendstel, wat het hy sopas vir ons gesê? Dat die genade, barmhartigheid van God ons Vader, deur Christus Jesus ons Here, deur die Heilige Gees ons groet. Op grond daarvan, kom ons lees die wet van die Here soos dit opgeteken is in Eksodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, om werklik vanoggend te kan besef hoe bevoorreg ons is om die seën van die Here te hoor. Kyk wat staan daar in 1 Johannes 4 vers 16. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Op grond waarvan? Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So op grond van God se liefde, in Jesus Christus, kry ons die opdrag om hom lief te hê, want ons woon in hom. En om in hom te woon, is om jou toevlug te neem, voor Jesus Christus, omdat hy vir jou aan die kruis gesterf het. So op grond van daardie woorde, maar hy het vir jou gesterf. Die Here seën ons om dit weer vanoggend te kan hoor. Kom ons sê vir die Here dankie en ons bely ons geloof en ons spreek die 12 artikels in ons harte soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, net soos ons sit, kom ons raak stil voor die Here en bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, groot en heilig is U naam. Ons kom kniel voor U neer.
En ons wil hierdie vraag wat ons so pas gesing het, wat kan ons aanbied? En die antwoord daarvan is niks. Van selfs ons beste dade, beste gedagtes, is met sonde bevlek. Maar deur u genade kan ons op ons knieë neerval. Deur u genade mag ons u naam aanroep. Deur u barmhartigheid op grond van u liefde mag ons vanoggend sê ons het u lief. En daarom bid ons vir elkeen hier teenwoordig dat ons sal besef wat 'n voorreg dit is om net vanoggend hier te kan wees. Wat 'n voorreg dit is om by hierdie deure te kan inloop. Om te kan sê ek behoort aan 'n gemeente, aan 'n kerk. Maar 'n kerk wat bely en sê ons is u kerk. U Here Jesus is die hoof van hierdie kerk. En daarom wanneer ons by hierdie hekke inry, al is dit net om 'n wegneemete te kom haal. Al is dit net om iets by die kantoor te kom aflaai. Al is dit om 'n Bybelstudie te kom bywoon. Al is dit net 'n geleentheid om ook in die kantoor te sê, hoe gaan dit? Hoe bevoorreg is ons as gelowiges? Want u gee ons daardie geleentheid. Ook soos vanoggend waar ons in die huis bymekaar kom en u groet ons met u seënende liefde. U groet ons met die voorreg om weer eens opnuut te kan verstaan ons is u kinders. En daarom wil ons vra dat u met ons elkeen sal spreek. Dat soos wat ons al hierdie geleenthede ervaar, hoe dit vir ons lewend oop is om dit te beleef, is dit ons gebed dat ons ook u woord vanoggend so sal ervaar. Spreek met ons elkeen, dat ons met dankbare harte hier sal uitgaan, en u sal gaan loof en prys. Daarom bid ons dit in die naam van Jesus Christus, ons koning. Amen. Liewe gemeente, ons skriflesing, die woord van die Here is vanuit Openbaring 1. Openbaring 1, en ons gaan saam lees vers 4 tot en met vers 8. Die opskrif sê opdrag aan die 7 gemeentes van die provinsie Asië. Openbaring 1 vanaf vers 4. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.
Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Tot sover lees ons saam met die woord van die Here vanoggend. Ons tema, die Here seën jou. Kyk dan na vers 4 en 5 as teksverse. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, dit is indrukwekkend hoe ons as mens in die begin van die erediens, nadat die fotum aangekondig is, vir die kinders, die fotum is daar die eerste gedeelte van die diens, waar God aankondig, dit is sy vergadering, dit is sy diens. En dan groet die almagtige God vir u en my. Hoor u wat ons mekaar sê? Die almagtige God groet u en my. Ons as sondaar mense. Ons as mens wat dalk vanoggend opgestaan het en gevoel het in ons hart, ek wil nie kerk toe gaan nie. Ons as mens wat dalk vanoggend opgestaan het en gesê het, ek het gesê ek sal vanoggend daar wees, so kom ek gaan nou maar. Of dalk het jou kind by jou gekom en gesê, papa, kan ons kerk toe gaan vanoggend? My verbondsonderrig lesie is klaar. En dan dink jy so in jou hart, ek wens tog net, hy wil klaarmaak met verbondsonderrig, laat ons daar 'n bietjie later kan slaap, so nou en dan. Met daardie gesindheid kom ons in die kerk van die Here en dan kom die almagtige God en hy sê, ek groet jou. As ons na Johannes 1 kyk, dan gee Johannes vir ons 'n paar baie interessante feite van wat hier gebeur. In die eerste plek, hy is op die eiland Patmos, waarheen hy gestuur is en waar die Here dan aan hom verskyn het. Johannes was 'n besonderse, 'n spesiale apostel van die Here, want hy verwys ook na homself as die een wat Jesus liefgehad het. Johannes het die Here baie, baie goed geken, en alhoewel dit nou heel wat jare later is na die hemelvaart van Jesus Christus, beskryf hy die verlossing van die Here vanaf vers 5 tot en met vers 7 vir ons so duidelik, dat hy presies weet wie Jesus is. In vers 10 gebeur daar iets indrukwekkends. Diegene van u wat die Bybels oop het, kan saam met ons kyk.
Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basuin. Die Here praat met hom. Hy praat met hom in 'n groot stem, sodat Johannes omdraai en sien wie dit is. En dan lig hy die volgende uit om vir ons te wys, maar dis nie net iemand nie. Vers 11 sê, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. En dan noem hy die 7 gemeentes. Johannes herken sy heiland. Maar dan tog, as 'n mens hoor wat is sy gesindheid, hoe sien hy die Here in vers 13, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Koninklik staan die seun van die mens voor hom. Nie net iemand nie. Nie net iemand met wie hy goue gesprekkie voer en aangaan nie. Die seun van die mens. Die wonderlike is, hy het Jesus herken. Al was dit soos wat dit hier beskryf word, nie soos wat Jesus hier op aarde gelyk het nie. Maar hy herken sy heiland. In vers 8, vers 11 en vers 17 sê die almagtige God, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. In vers 11, ek is die lewende, ek was dood en kyk, ek leef tot in ewigheid. Verskoning is vers 18. En dan in vers 18 ook, ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Daar is net een mens wat hierdie mag het, en dit is Jesus Christus. Vir sy kinders het hy die lewe oopgesluit. En hy groet u en my. Hy bely in hierdie woorde, Jesus is verhoog, maar elke oog, elke een sal getuig dat hy Jesus Christus is. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, sien ons Jesus so? Sien ons God so, dat hy die eerste en die laaste is, dat hy die begin en die einde is, dat hy is, hy was, maar hy kom weer. Het jy al daaraan gedink dat hierdie seëngroet wat in die begin van die erediens plaasvind, en net 'n ander formaat is presies dit wat in vers 4 en 5 vir ons gesê word. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus. Dit gaan oor God, die drie eenheid van God, Vader, Seun en Heilige Gees. As ons kyk na 2 Korintiërs 13 vers 13, dan staan daar die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees
sy met julle almal. Amen. Hierdie seën groet aan die begin van die erediens. Dis die almagtige drie-enige God wat met jou praat. Vers 4, wat is en wat was en wat kom. Hy was nog altyd. Hy is nog altyd. En hy kom nog altyd. Liewe kinders, as daar een saak in die kerk is wat ons baie maklik sê, wat moeilik is om te verstaan, is dit die drie-eenheid van God. Hoe verduidelik ons aan mekaar die feit dat God een wese is, maar drie persone? 'n praktiese manier hoe ons maar net vir ons kinders, en as ouers moet dit onthou om net aan julle kinders dit te kan probeer verduidelik, want dit is net deur die kragtige werking van die Heilige Gees wat ons dit werklik kan verstaan. Dit is dan waar ons mekaar vanoggend kan leer. As ek jou met 'n eier gooi, dan gooi ek jou met 'n eier. Een ding, 'n eier. Maar eintlik gooi ek jou met 3 dele. Ek gooi jou mos met 'n eierdop, ek gooi jou met eiergeel, ek gooi jou met eierwit. Maar ek gooi jou met 'n eier. Een saak, 3 dele. En so moet ons probeer verstaan, God is een wese, maar 3 persone. Hy's nie iets nie. Hy's nie 'n gebou wat aanbid word nie. Hy's nie 'n boomstomp wat aanbid word voor wie ons kniel nie. Hy's nie geld wat ons aanbid nie. Hy's 'n mens, lewende God. En God se genade is so groot. En as ons mooi geluister het na die begin van die diens vanoggend, dan sou ons gehoor het, maar sy genade is gegrond op sy liefde vir ons. En al wat ons kan doen is antwoord op grond van sy liefde. Ons kan niks gee nie, niks doen daarvoor nie. En daarom as hier gepraat word van Jesus Christus, dat hy die eerstgeborene uit die dode is, dan staan dit vir ons, hy het opgestaan. Maar dan die belofte, omdat hy opgestaan het, gaan ons opstaan. Owerste oor die konings van die aarde. Daar's nie 'n groter koning as Jesus Christus nie. Al het hy 'n doringkroon gedra. Hy is die enigste werklike koning. Aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het. So ons as sondaar mense kan vanoggend hier in die kerk kom sit en hoor hoe God ons groet. Maar hy doen dit omdat Jesus vir ons gesterf het. Hy doen dit omdat ons in hom glo. Want dan kan ons hierdie groet ons eie maak. As jy nie glo nie, hoekom gaan jy glo die Here groet jou? Maar dan, hy kom op die wolke en elke oog sal hom sien. Die belydenis dat ook die natuur gaan vir ons wys, hy kom. En wat is die heerlikheid wat vir ons wag? Genade en vrede. En dis die vrug vir sy gemeente. Dit is waaraan ons kan vashou as gelowiges.
Dis wanneer ons kan skuil onder sy vlerke van die drie enige God, soos Psalm 91 vir ons sê. Dit leer ons dat ons toekoms, ons hoop waarin ons leef, is net in hom gevestig en niks anders nie. Dat die lewe sonder God hopeloos sou wees, verwagtingloos sou wees. Dit sou 'n moeilike lewe gewees het. En weet jy, liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, dit stop nie daar nie. Dis nie asof God ons nou gegroet het en nou is dit maar so nie, nou moet ons maar aangaan en ons moet leef nie. Hy gee ons geleentheid om ons sondes te bely, om te erken ons is skuldig voor hom, op grond van sy wet. Hy stel die maatstaf, nie ons nie. Ons kan dit bely, ons draai om en ons sê, ons is jammer, Here. En dan die belofte van vergifnis. En dan praat die Here met sy kinders hier vanuit sy woord uit, Openbaring 1 vers 4 tot 8 vanoggend. En weet jy, dan sê ons vir die Here dankie en ons sing 'n psalm vanoggend saam. En dan sê ons net amen en ons gaan huis toe, nee. Dan is die diens klaar. Dankie tog, die dominee het nie te lank gepreek nie. Nee, liewe gemeente. Die almagtige God sê vir jou, genade en vrede vir jou. Die almagtige God sê, sy liefde is met jou. En dat hy teenwoordig is om saam met jou te gaan. Is dit hoe ons die seën van die Here ervaar? En daarom ons tema van vanoggend, die Here seën jou. Daardie voorreg om te kan ervaar, maar jy is nie net hier oor verbondsonderrig nie, jy is nie net hier omdat jy geonthou het, jy moet by die diens wees nie, jy is nie net hier omdat dit tradisie is om in die kerk te wees nie. Jy is in die genade van God. En vanuit die genade, in die genade gaan leef jy. So liewe ouers, as ons kinders groot maak om te dink, om die Here te dien is net in die kerk, dan mis ons die hele punt van geloof. As ons dink, dit gaan net oor nou en dan, wanneer ons onthou, dan verloor ons liefde vir die Here. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus. Hoor u wat word ons genoem? Die kerk, die gemeente van Jesus Christus. Ons kan net op een manier daaraan vashou. Omdat ons die liefde van God leer ken het en geglo het, leef ons in hom, soos wat ons in die genade verkondiging vanoggend gehoor het.
En dan kan ons uitgaan met die wete, genade vir julle, en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Dan gaan dit nie oor ons nie. Aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Het gaan oor hom. Om in die seën van die Here te kan leef, dien ons die Here. Nie onsself nie. Nie ons kerk nie. Nie die kerkraad nie. Nie die dominee nie. Ons dien die Here. Nou, liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, hoekom staan ons so ver buite die kerk waar ons die Here kan dien? Hoekom smeek ons mekaar om betrokke te raak om die Here te dien? Hoekom sit ons met 'n lysie name wat verkies is tot kerkraadslede? En dan sit jy in jou gedagtes, dan dink jy, daar gaan dalk 1 of 2 aanvaar. Die res gaan in elk geval nee sê. Ons skuld God ons lewe. Ons skuld God alles wat ons het, om vir hom dankie te sê wat ons het. Kom ons word opgewonde om die Here te dien, omdat hy jou geseën het. Omdat hy vir jou lief is. Omdat hy sy seun in jou plek laat sterf het. Maar dan is ons lief met die Here. Vir die Here. Met alles in ons. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, in skaamte wil ons voor U neerbuig. In skaamte omdat ons betrokkenheid in U kerk gemeet word aan hoe besig ons is. Ons ondersteuning aan die kerk gemeet word aan wat ek daar buite eers moet doen. Dat selfs ons bydraes gemeet moet word aan die pakkie biltong wat ons eers koop. Dat ons lewe gemeet word aan hoe lekker dit daar buite is. Dat dit lekkerder is om verskonings te maak. As om voor U te kom neerkniel en te hoor, maar ons is skuldig. Maar dan die troos, ons is nie verlore nie. Dat ons hierdie woorde kan hoor, U genade is met ons. Maar nie net U genade nie, U liefde, die gemeenskap met die Heilige Gees.
Ons wil vra, vergewe ons dat ons die kerk verander het om eerder te pas by ons. Dat die kerk eerder moet sê wat ons wil hoor. Dat as die kerk nie lekker genoeg is nie, dan wil ek nie daar wees nie. As die dominee te lank preek, dan vat hy van my tyd uit. As daar te veel oor die sonde gepraat word, dan vergeet ons mos U is 'n God van liefde. Maar U is ook regverdig. U laat nie met U speel nie. U laat nie toe dat ons as mens onsself verhef om oor U te regeer nie. Want ons kan dit nie waag nie. Daarom wil ons vir ons kerk bid, ons gemeente. Vir elkeen hier teenwoordig. Dat wanneer ons vanaand weer hier instap, ons sal besef, maar U groet ons. Wanneer ons volgende Sondagoggend moet opstaan, dat ons met blydskap sal opstaan, want ons kan nie wag dat U met ons praat nie. Ons kan nie wag dat U ons moet groet nie. Maar ons is opgewonde dat U ons ook moet seën. Leer ons om as gemeente en Here, U ken elke naam op ons afkondigings. U weet wie swaar kry, wie siek is, wie teëspoed het. U weet wie is in hospitale en wie nie. U weet wie se harte in hierdie kerk vanoggend moedeloos is. Wie worstel met hulle gesondheid om net te kan aangaan en deur die dag te kom. U ken elke een in hierdie kerk se hartseer wat hulle moet hanteer. Maar dan, Sondag na Sondag, kan ons vir U dankie sê oor wonderlike gebeure wat plaasvind. Dat U François gehelp het deur 'n operasie om vanoggend weer hier in die kerk te wees. Dat dit beter gaan met Tannie Mariet se moeder. Dat U vir ons elkeen wat Vrydag by 'n oop graf moes, Donderdag by 'n oop graf moes staan, krag gegee het om dit te kon doen. Ons vergeet so dikwels van alles wat in die week gebeur, waar U hand duidelik sigbaar is. Vergewe ons asseblief daarvoor. Leer ons om gehoorsaam te wees. Om in U liefde elke dag te leef. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Liewe gemeente, ons kry nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.
Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, kom ons sing met dankbare harte Psalm 134. Ons sing altyd vers 4 as 'n gebed vir diegene wat as kerkraadslede bevestig word, wat 'n babietjie doop, wat belydenis van geloof aflê ensovoorts. Vanoggend kom ons gebruik hierdie geleentheid en ons sing vers 1, 3 en dan vers 4. Vers 4 is 'n gebed vir mekaar. Vers 3, dat dit 'n gebed is wat ons vir die Here vra, die Heer se seën sal met u gaan en ons sal bidend voor hom staan. Dat ons bidend voor die Here sal staan. Hy wat beveel en dit geskied, hy sal sy seën oor ons gebied. Kom ons sing vers 1, 3 en 4 tot eer van die Here saam. Geliefdes in die Here Jesus Christus, gaan hiervandaan uit, omdat die Here u geseën het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Liewe gemeente, net namens die kerkraad 'n paar afkondigings. Vanaand se aanddiens om 6:00. So het die tempel gelyk. Ons het 2 weke gelede met mekaar begin en gepraat oor die tempel en die bou van die tempel, die opdrag om die tempel te bou. Vanaand gaan ons bietjie stil staan by so het die tempel gelyk. Onthou asseblief, volgende week is daar deurkollekte vir die Willie Lubbe Studiefonds. Dan, liewe gemeente, u sal in die afkondiging sien, daar is heelwat name van broeders wat verkies is tot die kerkraad as ouderlinge en diakens. Ons bid vir elkeen van u dat u dit ook so sal oorweeg, gunstig sal oorweeg om vir die Here te kom werk. U sien al die name daar.
Dan wil ons vir almal wat in die gemeente verjaar in hierdie komende week sê baie geluk met die verjaarsdag. Tannie Poppy Pretorius is nou nie vanoggend hier nie, maar Tannie Ina sê asseblief vir haar, ons sê baie geluk met haar verjaarsdag in hierdie week wat kom. Maar dan saam met haar is daar 'n paar kinders wat verjaar. En kom ons begin by Maree Porthaine. Maree, staan jy gou vir ons op, daar agter aan die regterkant is hy. En dan Marits Nel, hy word 3. Daar is Marits op sy mamma se skoot, daar staan hy ook. En dan Ewan Skutte, ek sien hulle nie vanoggend in die kerk, dat hulle hier is nie. Maar vir almal wat verjaar, saam met hierdie 3 kinders, baie geluk met julle verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike dag wees en mag daar vele geseënde jare wees wat voorlê. Dan, liewe gemeente, onder voorbidding sien u ons lysie daar van almal. Ons wil in besonder die Here loof en prys. François is vanoggend terug na sy heupvervanging en hy is amper weer reg om sy plek in te neem. Maar dan wil ons in besonder ook vir die Here dankie sê, dit gaan al beter met Tannie Mariet se moeder. Sy het laat weet, dit gaan al beter, sy gaan moontlik ook na 'n gewone saal toe geskuif word. Tannie Mariet, ons bly bid vir haar en baie sterkte nog vir die pad wat voorlê. En dan ook Hanneke se pa wat siek is. Hanneke, ons dink aan julle en baie sterkte ook daarmee. Dan, liewe gemeente, het ons gemeente die voorreg om die 19de Maart weer gasheer te wees vir die AP Akademie se grade plegtigheid, die Woensdag 19 Maart. Ons vra groot asseblief, daar's 2 dinge wat baie belangrik is. 1, ons benodig hande. Susters wat bereid is om in die kombuis behulpsaam te wees vanaf 9 uur tot 2 uur. Nou dink nou net wat 'n voorreg gaan dit wees as daar 20 susters opdaag en ons kan dit in 2 skofte opdeel, dan is die voete nie so moeg en die dag nie so lank nie. So groot asseblief almal wat kan. Lucy sê daar gaan 'n skakel uitgestuur word. Vir enige navraag kan u haar skakel, maar op hierdie skakel kan u invul wat u wil, of u bereid is om te help ensovoorts. Maar die tweede ding is, ons kort 25 dosyn southapies en 25 dosyn soethapies. So as u bereid is om enigiets te skenk in daardie verband, vul dit asseblief op die skakel in. Dan, liewe gemeente, het ons dakverfprojek daar agter by die aansteekbord. U gaan ons almal nou vanoggend koffie drink en bietjie saam kuier. Is daar op die bord so papier en dis van plakkers gemaak. So jy kan die plakker aftrek wat jy bereid is om te gee, miskien arbeid of 'n blik verf of so iets. Dan plak u hom op 'n pink papiertjie, hulle is nou uitgeknip en is daar, en dan skryf u naam en selnommer daar neer, naam en van. Dan gooi u dit net daar in die kartonboks wat daar is, dat Lucy dit kan kry en kan boekhou daarvan. Kom ons ondersteun asseblief hierdie projek. Ons kerk se dak en die saal se dak het ongelooflik baie plekke wat roes en dit gaan groot probleme vorentoe veroorsaak. So dit moet gedoen word. Help ons asseblief dat ons kan insamel en hierdie projek gaan so loop tot en met einde Mei dat dit in die winter geverf kan word. Liewe gemeente, dan wil ek graag vanoggend, u weet ek probeer maar altyd onthou en kop hou van dit, maar ons het vanoggend weer 'n ou lidmaat wat nie kom kuier nie, hy is nou terug. Hy en sy gesin is terug uit Nieu-Seeland uit. Karen is nog op pad as ek reg verstaan, maar Freddy en Inge, julle is al hier. Baie welkom terug. Mag julle dit ervaar
dat hierdie gemeente nog steeds vir julle 'n geestelike tuiste is en dat julle die Here voluit kan dien en baie sterkte ook met die pad vorentoe en die besluite wat geneem moet word, maar welkom terug. Liewe gemeente, voorspoed vir die week wat voorlê, dan sien ons mekaar vanaand. Totsiens.